Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Markus 13, verse 1 tot 13. Hierdie hoofstuk in die Bybel staan bekend as die profetiese rede, en die hele hoofstuk is een profesie op die ander. Hier in vers 1 lees ons dat Jesus en sy disippels by die tempel was, en toe hulle daarvandaan weggaan, vestig een van die disippels Jesus se aandag op die geweldige klippe en geboue. Hierdie tempel was indrukwekkend en is oor dekades heen herbou en verbeter deur Herodes die Grote. Jesus sê dan vir die disippels dat daar nie een klip op 'n ander sal bly nie en dat alles afgebreek gaan word. Jesus is besig om hier te profeteer, want sowat 40 jaar nadat Jesus die woorde gespreek het Rome Jerusalem verwoes. Op die Olyfberg kom Petrus, Johannes en Jakobus na Jesus en vra uit oor al hierdie dinge. In vers 4 lees ons dat hulle vir Jesus vra wanneer hierdie dinge sal gebeur en wat die teken sal wees wanneer al hierdie dinge volbring word. Jesus waarsku dan teen die gevaar van valse messiasse wat in sy naam sal kom. Hulle sal voorgee dat hulle Jesus of verteenwoordigers van Jesus is, maar niemand moet mislei word nie. Hy gaan aan deur hulle te vertel van die algemene wêreldtoestande gedurende die tydperk tussen sy hemelvaart en die tyd onmiddellik voor sy wederkoms. Hy sê vir hulle dat hulle nie verskrik moet wees wanneer hulle van hierdie dinge hoor nie, want dit is nie die einde nie, maar geboortepyne. Die metafoor van geboortepyne dui op 'n proses wat lei tot 'n nuwe begin. Ons kan iets hieruit neem, selfs in ons moeilikste tye, wanneer ons dalk nie verstaan waarom sekere dinge gebeur nie, moet ons onthou dat daar altyd hoop is. Uitdagings is onvermydelik, maar dit vorm deel van 'n groter, goddelike plan. Jesus praat ook oor die vervolgings van gelowiges. Mense sal ons haat omdat ons sy naam bely. Maar vers 10 sê, die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Nou hierdie is eintlik 'n sleutel. Die Griekse woord vir nasies is ethnos. Groepe van mense wat saam behoort, dalk deur taal, kultuur of plek. Dit wys vir ons dat die evangelie bedoel is vir almal, nie net vir die Romeinse ryk nie, maar die hele wêreld. Wat wel opwindend is hoe ver die evangelie al versprei het. Duisende mense het toegang tot die Bybel aanlyn en so word die evangelie ook verkondig. Alhoewel daar dalk nog plekke is wat nog nie die evangelie gehoor het nie, beweeg ons vinnig nader na daardie punt waar mense van elke nasie, taal en kultuur die goeie nuus sal hoor. Jesus sê vir sy volgelinge om nie bekommerd te wees oor wat om te sê wanneer hulle antwoorde moet gee, omdat hulle vervolg word nie. 'n voorbeeld hiervan kan gelees word in Handelinge 4, verse 1 tot 22, waar Petrus en die ander disippels Jesus voor die vyandige Sanhedrin proklameer. Vers 8 begin met, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees. Sien, as ons as gelowiges gevul is met die Heilige Gees, dan sal die Gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, jou bystaan en die regte woorde in jou mond lê, sodat jy kan getuig teenoor die wat jou vervolg. Vers 13 sluit hierdie gedeelte af. Ek lees, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Mag elkeen van ons die wedloop hardloop, die stryd stry
in die geloof volhard tot die einde toe. Sien, wanneer ons uithou, aanhou en vashou, sê die woord, sal ons gered word. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.